En ons gaan lees in Markus 2, vers 22, my tema vanmôre, 'n nuwe beker. Vers 22, Markus 2:22. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars. En die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Daai laaste weet, maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word tot sover. Ek wil sê vir u baie dankie dat u 'n besondere God is. U is lewe, u is hoop, u is vrede. U is die antwoord op alles in ons lewens. U het ons lewens beplan, gebaan en ons wil dit beleef, want die woord sê dat dit 'n goeie plan is van die Here. As ek buite die plan is vanmôre, praat in my hart dat ek weer in die plan van God kan beweeg. Amen. Daai skrifwerk, onthou net ek en jy het 'n spiritual toolbox, né? In daai toolbox is daar nou hoe ek kan bid, hoe ek Bybel lees, hoe ek geloof, as ek vas, so as daar iets gebeur, dan haal ek hierdie kaarte uit, net sekere tools word en sekere goed gewerk, so ek haal dit uit sodat ek daaraan gewoond is om my lewe te kan verander. En dis wat nou probeer ons ander goed doen, en ons probeer, ons maak onsself nie oop sodat Christus in ons kan werk nie, maar ons probeer die ou ding of nuwe dinge van God in my lewe stoor, want ek kry nie nuwe geloof nie. Is dit nie? Ek sukkel, ek is gebroke, ek kom nie by vergifnis uit, ek dien nie die Here soos ek moet dien nie, en dan probeer ek nuwe goed van God, want iemand het gesê, hoe word gevul met dit, dan probeer ek om gevul te word met dit, maar ek verander nie my lewe nie. So hierdie skrif praat, jy moet eintlik jou lewe nog aan dit wat jy van God weet en hoe jy hom doen, die moet jy kom en verander, sodat daar 'n nuwe ding in jou lewe kan plaasvind, né? Sodat jy behoue kan bly. Hoekom backslide mense? Hulle probeer nuwe goed by ou goed in werk, né? Jy moet nuwe goed by 'n nuwe wyn en 'n nuwe sak in jou lewe. Soos daai wat hulle sê, you need to expand, né? Ek is 'n voorstander van nuwejaars voornemens. Hoekom? Want dit maak dat jy fokus. En ek wil vandag vir jou sê, jy is beter as wat jy is. As jy nou jouself opkyk, sê net maar jy kom by iemand uit en hulle is meer geleerd as jy, of jy gaan eet saam ander mense en hulle het tafelmaniere, het jy gesien? Daai goed wat jou ma vir jou gesê het jy moet doen, het jy gesien, hoe leef jy op nou? Nee, jy eet jou hande in tek. Is dit nie? Jy duik nie af na die bord om die hele ding op te nee, jy sny jou mooi stukkies wat jy kom nie as jy en kyk hoe groot jou mond nie, jy gesien hoe manier het jy dan, né? Amen, en dis dieselfde. Jy kan daar binne in jou God jou so fenomenaal gemaak dat jy beter kan wees as wat jy nou is. En jy het dit, dis binne in jou. Jy moet net toelaat dat die Here dit uitwerk. Amen. Daai vermoë, daar sekere vermoë in jou wat nog nie eens losgelaat is nie. Daar's selfs dissipline wat jy nog nie eens beoefen het om jou doel in jou lewe te bereik nie. Jy sê, ek soek 'n kar. Ek wil uit die jong saam, het jy nog nie 'n spaarplan nie. Jy werk nog nie met 'n spaarplan nie. Verstaan jy dit? Jy het nog nie gedissiplineer om te sê, ons eet nie elke Vrydag aan hamburger en chips nie. Hoor jy wat ek vir jou sê, want jy het nie gedissiplineer om daai geld te spaar nie. Ek weet in ons kerk is daar ons wat rook of drink nie, maar as jy nou 30 rook op 'n dag, kyk dit af na so 10 toe. Verstaan? Dan kan die sigaret jou langer hou, dan kan jy daai pakkie wat jy nou vol oor môre sou koop, het jy nou daai geld. Is dit nie? Verstaan jy wat ek vir jou sê? Die dissipline wat in jou moet werk. Om jou doel te kan bereik. As jy nou bijvoorbeeld in die oggende maar net opstaan en jy bid 15 minute, dan maak jy dit 20 minute. En jy kry 'n plan om dit te verander. 'n Nuwejaarsvoorneme help jou om te verander. Dit maak jou gedagtegang en jou lewe vry van dinge wat nie tot jou voordeel is binne jou lewe nie. Jy kry nuwe gewoontes. Ek onthou toe enige as jy met ouens praat wat swat, dit kos jou 'n prys terwyl jou vriende uitgaan om te gaan
party moet jy by die huis sit en werk. Is dit nie, as jy 'n atleet is of in 'n swem betrokke is, hierdie is die seisoen, hulle het daar Vrydag al gehad, maar jy kan nie Vrydag al opgedaag het en dan dink, jy gaan nommer 1 of nommer 2 wees nie, jy kan kyk die ouens wat geoefen het, Desember terwyl almal op vakansie was, en lekker geleed of geëet het, wat het hy ouens gedoen? Hulle was gedissiplineerd. So Vrydag toe die atletiek was, of hulle neem kompetisie, daai ouetjie is bo die ander. Want hy het geoefen, hy was gedis, hy het nuwe gewoontes ontwikkel binne sy lewe. 'n Nuwe jaars voorneme verander. Ek wil eintlik sê dit aktiveer jou wil om te oorkom. Om beter te wees as wat jy is. Om op te staan en te beklei wat jy kon sê, Here, doen dit vir my, help my, maar jy leef nie reg nie, doen nie goed wat reg is nie. Dis daai ding van, as ek sê, kom ons gaan bid, dat jy jou wil in werking sit, sê, nou gaan ek bid. Vir die volgende 10 minute is ek gedissiplineer om te kan bid. Dit bring daai ding om te veg in aksie binne jou lewe. Want jy weet, jy's beter as wat jy is op die oomblik. Jy kan beter doen as wat jy op die oomblik binne jou lewe doen. Dit breek die ongeloof binne jou lewe. Daai ding wat sê, ek kan nie verander en sê ek kan. Hoekom? Want by God is alles moontlik. Ek het al gesien, as 'n man en 'n vrou saam besluit oor goed, daar's min goed min mense wat dit kan stop. As ek en my vrou besluit het, ons gaan begin spaar en dis ons gaan begin lewe, jou kind kan maar maak wat hy wil, en bly by daai reël. En op die einde van die dag, ek weet kinders onthou dit, 'n kind is die mees selfsugtigste wese wat daar is. Hy ken nie 'n dag van môre, hy ken net 'n dag van vandag. Hy weet nie om te spaar. En as jy vir hom sê, ek vat jou selfoon weg, want jy leer nie, voel hy of die lewe van hom uit, jy eintlik die grootste sonde begaan. Maar het jy gesien, as sy punte opkom, dan sal jou dankbaar, is dit nie? Baie keer dink 'n kind, dit is vir jou lekker waar te wees, dit kos my net so prys. Want om in jou oogies te kyk, en jou teleurstelling te sien in my, is 'n verskriklike ding. Onthou, ek wil jou Here wees. Ek wil die beste wees, ek wil die beste pa wees wat daar is. Nou sê ek vir jou, ons gaan dit so doen. Het jy al gesien hoe kyk jy vir my? Jou oogies hang. Jou lippe is op die grond. En ek moet dit hanteer, hoe ek draai om en my hart is stik, dat ek so wreed moes wees, maar jy het my forceer om dit te doen. Om met God te wandel beteken verander. Dit vra van jou verandering. Nuwe wyn, nuwe sakke en 'n nuwe beker vir my lewe. Soos ek verlede week gesê het, Satan het 'n strategie vir elkeen van ons. En daai strategie is om jou in gevangenskap te hou, sodat jy nie kan uitkom waar jy is. En daarom het ek die vraag gevra. En dit was weet daarna jy nou gedink, ek was nie gesê nee, ek het gesê ja. Toe ek vra, sal Satan sy strategie vir jou verander? So sê baie nee. En op die einde toe besef jy moet eintlik ja gesê, want jy wil hê hy moet dit in jou lewe verander. Is dit nie? So ek met jy gepraat het, die sonde wat jy doen, hoe lank kom hy goed al saam met jou? Jy het die Here nou al aangeneem, jy's groot gedoop, jy praat in taal, en daai goed is al steeds daar. Jy raak dan slaaf van die goed. So vra, hoe lank is daai sonde wat jy doen binne jou lewe? Hoe lank bely jy dit? Hoe moeg is jy nie al daarvoor nie? En dit is Satan se strategie om te hy gaan nie vir jou sê jy moet iemand gaan sien daaroor nie. Want die skande, dit is, kan ek net vir jou sê. Die woord sê in Jakobus, bely mekaar julle misdade dat jy gesond kan word. En jy moet dit doen, maar jy moet iemand kry wat al die proses deurgeloop het, nee. Jy kry nie jou man as hulle nog nie by bevryding was nie. Jy praat nie met iemand wat nog nie bevryding gedoen het nie, doen nie daai nie. Jy het die eerste keer hoor van jy moet met iemand gaan praat om jou te help.
kan ek net sê, weet jy ergens jy so sonde binne in jou dan eintlik. Nou moet ek met iemand praat oor my seksualiteit, my welles, nee. Nou jy groei op met sekere goed, daar's goed wat plaasvind, omdat jy so jong man. Jy vloek. Jy nog nie 'n rang nie, maar jy is al amper 'n matroos. Jy grens al daaraan, is dit nie? En nou moet ek met iemand gaan praat en al hierdie goed vir hulle noem. Dan kan ek net vir jou sê, dit was nie maklik nie. Maar waar ek het gedik geweet, ek kan nie hier bly waar ek is nie. Hierdie goed maak, hierdie geheime maak my toe. Ja. En as daar 'n God is daar mos verlossing. Hy sê dat ek het gekom om die wat in gevangenskap is, vrylating te gee. Jy kan maar kyk, die wat al bevryding deur gegaan het en swaan, nee, dis nie maklik nie, is dit nie? Jy wil al 100 keer kanselleer. Jy wil nie die job doen nie, want die sonde is so groot en die bitterheid, ek kan net vir jou sê, dis moeilik om van bitterheid ontslae te raak, want onthou daai bitterheid laat toe dat jy iemand verantwoordelik hou vir jou sake, en die duiwel hou jou daar, want jy kan nie iewers heen gaan nie, want daai ou is eintlik die rede hoekom jy hier is, nee. So daai strategie van die duiwel hou aan in jou lewe om die veranderings te kan maak. So daarom wil ek met u werk, dat u en ek sal kom en met God sal wandel en nuwe gewoontes kweek. Sodat die strategie wat die vyand oor jou het, en die sonde en die bitterheid van jou gebreek kan word, dat daar nuwe gewoontes kom, 'n nuwe manier hoe ek kan bid, 'n nuwe manier hoe ek die Here verheerlik, dat ek uitkom en sê, eintlik is ek 'n aanbidder, eintlik is ek 'n kind van die Here, is dit nie? Ek kan my hande opsteek, ek kan my mond oopmaak om hierdie besondere God te loof en te bid. Ek kan ons dans voor die Here. Ek kan ons jubel en ek kan ons bly wees in deur Christus Jesus. So ek wil vanmôre, ek sal daarvan hou dat Satan sy strategie oor jou lewe verander. Handelinge 3 het ons laasweek gepraat oor die man wat lam was. Wat was sy wêreld? Hy was 'n wêreld van ongeloof. Hy was 'n wêreld wat hy geen begeertes gehad het, net geëet het en in daai koppie van hom gekyk het, want dit was sy lewe, hy gebeur elke dag waar? By die tempel. Hy weet nie eens hoe lyk dit in die dorp nie, want dit is al wat hy geken het. En as iemand hom nie emosioneel gevat het, sou hy dit eers gesien het nie. Seker, dit was Satan se strategie om daai ou se lewe, die ongeloof, die onvermoë, dat hy nooit kan loop nie. Dit is nou maar soos hy is. Hy is nou so gebore, of dit het nou gebeur. Ek is nou maar hier. Maar wanneer die Here Jesus opdaag, verander dit. Want daar's genesing, en daar's verlossing, en daar's 'n antwoord op jou gebede. Amen. Want jy aanbid die Here, wat die lewende God is, wat wonders en tekens kan doen. Amen. Amen. Wat doen? Daai hele man se lewe het verander. Hy het nooit 'n behoefte gehad aan skoene nie, maar hy loop. Toe wil hy skoene hê. Toe wil hy 'n broek hê wat pas, is dit nie. Toe kon hy om die hoek loop. Hy kon toe self winkel toe gaan. Weet jy of jy al beleef, as jy iemand winkel toe stuur, en jy sê wat jy wil hê, maar hulle kom met 'n eie grocery package daar, het jy gevoel, hoe voel jy? Hulle kan bly wees, hulle leef nog daarna, is dit nie? As jy na die lewe van Paulus gaan kyk, wat was sy lewe? Wat was sy strategie? Wat was Satan se strategie in daai man se lewe? Om Christus te vervolg, om mense dood te maak. Wat dink jy die duiwel met hom gewerk? Om nie die saligheidsplan te ken nie, maar te haat. Is dit nie? Sy plan was dat Saulus in 'n vloek met God sou inbeweeg. Sy plan was dat Saulus sonder Christus sou sterwe. Sy plan was dat hy 'n bitterheid teenoor Christus sou wek. En hy het dit alles gemanifesteer. Wat toe daag die Here op hom op, is dit nie? En hy verander, dink jy, nou moet jy verstaan, toe moes Satan sy strategie met Paulus verander.
En wat dink jy was daai hele strategie in werking om Paulus dood te maak? As jy na Paulus se lewe gaan kyk, hoeveel keer was hy nie geslaan in gevangenis om hom moedeloos te maak dat hy nie die Here se dien nie, as ek reg. Het jy daai gevoel gehad dat wanneer jy die Here dien en jy werk vir die Here en jy byvoorbeeld 'n worshipper of jy staan by die deur of jy gee sonnaskool, het jy daai gevoel gehad dat niemand gee vir jou om nie? Dis eintlik lonely. Niemand sien eintlik wat jy doen nie. As jy daar was, dis Satan se strategie om jou uit te haal. Ja. Hoekom? Waarmee is jy besig, kind van die Here? Jy's besig om mense vir die koninkryk van die Here te wen. Jy's besig om getrou te wees in die huis van die Here. Dit het punte voor God. Jy's besig om heilig te leef. Dis 'n punt vir jou lewe. Elke keer as jy opdaag, is omdat God opdaag. Halleluja. So maklik kan die duiwel kom en sê, ag nee, jy niemand waarin. As jy dit nooit beleef nie, ek wil jou iets sê wat ek op dit huis loop. Maar dan was jy nog nie eintlik betrokke by die huis van die Here. Daarom dat jy uitgaan vir mense iets goed doen. Niemand sien jou raak nie, niemand het waardeer. Dit is Paulus se wêreld gewees. As jy sy boeke begin lees, sien jy daai geweldige teerslag gehad. Maar wat het hy gehad? Hy het Christus gehad. Ja. Ek en jy die voorreg, wat ek en jy vanmôre, as jy een van sy boeke gaan lees, praat hy met jou. Hy praat oor die goedheid van God. Ek en jy drink daai skrif. Wat sê? In Christus in my is groter as hy wat in die wêreld is, dit nie. Greater is he that's in me than he that's in the world. Johannes het dit gesê. Ja. Christus is in my. Amen. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my is. Daai drink ek en jy. Ek en jy leef vandag op sekere skrifte wat hulle uitgespreek het, daai manne van God, maar as hy opgegee het, hoe hartseer sal dit nie vir ons gewees het vandag nie. So ek wil eintlik vir jou sê, as jy besig is in die huis van die Here, daar's waardering vir jou. Dit is so. Niemand gee regtig om, dit is so. Maar jy gee om. Jy staan. Jy werk vir die Here. Jy het 'n oorwinning in Christus Jesus. So die hele plan van Satan was om Saul weg te kry van die Here af, en die volgende ding toe moes hy sy strategie verander. Hoekom? Want God het opgedaag. Amen. So wil hy God moet vir jou opdaag. Dat jy 'n bedreiging vir die koninkryk van Satan kan word. Dat jy nie net stil sal bly, maar dat jy in huis sal begin loop en Jesus verklaar as Here en God van hulle lewens. Moses, kan jy dink, wat was sy plan? Onthou net toe al praat van 'n verborgenheid. As daar verborgenheid gespreek, en dan praat jy van openbarings, né? Daarom het hulle sê, jy moet nie met elke ou jou goed praat nie. Want hulle sê ons die duiwel oorrok, eintlik wat in jou hart is, en hy sal alles doen om daai plannetjie van jou nie weer te ry. So Moses se plan was wat het die duiwel geweet? Hy het gekom om Israel te bevry, is dit reg? En hy wou hulle onderdruk hou, want hierdie is die mense van God. Ja. So wat doen hy? Hy sien hier kom Moses, hierdie ou is vol ywer. Nee, wat maak hy? Nee, hy kan nie vol ywer wees nie. Kom ons laat toe dat hy iemand doodmaak. Boom, maak hy iemand dood. Daar's 'n hele plannetjie daarmee. Want hoe gaan 'n ou dan Israel verlos? Ja. Want onthou net, hy wil voor God se plan uitkom. Want die duiwel wil altyd jou vooruit gaan. Jy wag vir God. God gaan jou deur opmaak. Wat doen die duiwel? Haal hom uit Egipte uit, is dit nie? Hier, nou ek wil net vir jou sê, as jy die woord sê, Moses het groot geword in die kennis van die Egiptenaars. So daai ou was geweldig geleerd. Hy was hooggeleerd. Hier sit hy nou en pas skapies op. Is dit nie, ek geloof jy ook sê, as wat sal hy gedoen? Hy sê elke skaap 'n naam gegee, of elke 'n nommer gegee, want dis wat intelligent ouens doen. Jy kan nie daar sit en die bossies nie tel en so nie, as ek reg. Ja, hier sit hy, hoogs intelligent. Fenomenaal! Sit hy agter 'n pas skape op. En die duiwel dink, yes, we got him.
Ja. Hy gaan nou weer. Hierdie ou gaan nie weer Egipte toe nie, want hulle wat daar is, wil hom doodmaak, is dit nie? Hier kom God en ontmoet hom. Amen. Wat dink jy moet Satan doen? Satan moes toe sy strategie verander het. Toe raak Saulus, Moses vir hom 'n bedreiging. Dis wat ek van jou wil hê. Dat die duiwel sy strategie oor jou lewe moet begin verander. Dat jy die sonde moet los. Jou moegheid moet los, jou lyding moet los. Die manier hoe jy die Here aanbid moet verander. Jy kan hom beter dien, jy kan meer woord lees, jy kan beter vas of meer vas. Jy moet die naam van die Here kan gebruik. Van alles wat ek vir jou sê, volgende jaar hierdie tyd, is dit presies waar jy is en sal wees. Maar sal dit nou nie awesome wees nie? As jy eintlik in jou bediening begin betrokke raak, is dit nie? As jy sondags kom moet gee, dat jy opdaag, amen. As jy usher is, dat jy sal opdaag, as jy worshipper is, dat jy sal opdaag, as jy intercessor is, dat jy Saterdagmôre sal opdaag, dat jy pad begin stap met God. Amen, so dat jy dink, wat het nie gebeur? Wat sê jy? Because Jesus showed up for me. Jesus het vir my opgedaag. Amen. Daarom aan die woord sê in Handelinge 1 vers 8 sê, en jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Jy's beter as waar jy is vanmôre, kind van die Here. En ek wil jou uitdaag dat Satan sy strategie rondom jou moet verander. Dat jy 'n bedreiging raak. Dat jy kragtig raak in die krag van die Here en die krag van sy sterkte. Dat jy nie elke week en elke dag dieselfde stories in jou lewe moet hê nie. Wow, mense sê wel, pastoor, ons het weer hierdie moeilikheid. Wat sê dit vir my? Dis sy strategie. Moeilikheid volg jou. Jy's in hierdie siektes. Dis al wat jy bid, o Here help. O Here, ons gaan dit nie maar. O Here, gee ons nou. O Here, o my skoonma, o my skoonpa, o my ma, Here help my. Dis waar jou lewe draai. Jy doen niks beter nie. Maar sal nie wonderlik wees as jy uiteindelik die skrif begin najag. Begin soek skrif oor die seën van die Here. Begin soek skrif oor die genade van die Here. Begin skrif soek oor hoe om die Here te aanbid. Begin skrif soek hoe die Here jou omstandighede vir jou kan antwoord. En onthou net dit. By God is daar nie kans. God's got no limits. Daar is nie 'n beperking by God nie. Is dit nie? So moet hom nie beperk in jou lewe. Laat toe, hoor wat ek vir jou sê. Gaan skryf jou plan neer. Begin met God werk. Hou op om te dink jy's te oud. Hou op om te dink jy kan nie meer nie. Hou op om te dink, dis wat ek doen, Saterdag tot Sondag, dis wat ek doen. Sondag doen ek nou, omdat die week daarna nie, net een dag nie, sorry. Maandag tot Sondag, ek het weet gebid is en dit. Dat jy anders te sal wees. En dat jy kom sê, hoekom kom bid jy nie? Hoekom kom deel jy nie deel aan die kinders van die Here? Hoekom is dit veel so moeilik om by die huis van die Here te kom? Jy kan met jou familie kyk. Die duiwel werk hulle met jou. So gesien as jy opdaag en jy kerk toe gegaan. Waar kom jy nou vandaan? Kyk pastoor is so lank. Is dit nie? En wat doen jou familie voor kerk? Dan wil hulle ons paartjies reël. Sondag, wanneer jy in die huis van die Here moet weet, wil hulle ons goed reël met family. Want daai familie kan nie op Saterdag nie. Maar ons kan Sondag. Nee, jy kan nie. Jy kan na kerk kan jy gaan. Jy laat nie jou familie jou manipuleer. Want dis die strategie van die duiwel. Nou sit jy by die huis en jy's nou lekker met die familie gekyk, maar jy het nie woord gekry nie. Jy het nie die Here aanbid nie. So kyk na die strategie waarmee die duiwel met jou werk en oorkom dit. Sodat jy 'n instrument in die hand van die Here kan word. As jy nou nie kom ons gaan, as jy nou nie vanmôre hier was nie. Sou jy geweet het om die naam van die Here lewend te maak. Jy het vanmôre
vir mense gebid, het vanmôre vir hom staan, wat jy nie tussen hulle sou gedoen het nie. Jy het hierdie afgesonderde oomblik tussen jou en hierdie God gehad, wie die Here van die leerskare se Here. Help my. Jy sou dit nie daar gehad het nie. Maar wat het God gedoen? Hy het 'n oomblik kom skep. God created a moment for you. Dat jy kan roep, dat jy kan voel hoe dit voel, om die naam van die Here aan te roep, en te oorwin, en geantwoord te word. Amen. Mag die duiwel vandag vir jou begin vrees. En onthou net ding, jy is heilig. Jy is die geregtigheid van God. Jy is vrede. Jy is genadig. Jy is barmhartig. Jy is 'n man van God. Jy is 'n vrou van die Here. En jy het integriteit. En jou woord is ja en amen. Amen. Ons sluit af. Baie dankie my koning dat u goed en genadig is, barmhartig en getrou is. Ons eer u. Want u is en bly 'n goeie Here. Ons eer u daarvoor. Amen.